5, julle skryf amper julle tweede toets en dan is julle klaar vir die kwartaal. So dis iets om baie opgewonde oor te wees en julle toets gaan lekker maklik wees. Net om gou 'n bietjie net te hersien oor wat julle gedoen het. Kom ons kyk 'n bietjie na vermenigvuldiging en deling. So ons begin ons alfabetika. 3 maal 4 is 12. Ons dra ons 10 oor. 3 maal 2 is 6. Plus ons 1, ons trek ons sommer dood om te wys ons het hom gebruik, is 72. Nou, om te wys dat ons met ons nuwe nommer begin, skryf ons 'n 0 daar, om te sê ons is klaar met 3. Klaar, hy is nou niks werd nie, né? Ons begin met 2. 2 maal 4 is 8. 2 maal 2 is 4. Maar dan is ons nog nie klaar nie, dan moet ons plus. Dit, 2 plus 0 is 2. 8 plus 7 is 15. 4 plus 1 is 5. En daar het jy dit. Daar is jou antwoord. Die enetjie, dieselfde, ons begin by 5. Maal 1 boom is 5 maal 2 is 10. Ons dra ons enetjie oor, ons 10 na voor. Dan 5 maal 3, ons werk so zigzag. 5 maal 3 is 15 plus ons 1. Ons trek hom dood, dit is 16. Om te wys dat ons hom klaar gebruik het. Dan sit ons 0 weer om te wys ons begin met ons nuwe nommer. 5 beteken nou niks vir ons, ons het hom klaar gebruik. 4 maal 2 is 8. 4 maal 3 is 4, 8, 12. So, ons skryf 12 langs mekaar, want ons het nie nou meer 'n plekjie om dit oor te dra nie. Dit is nou ons laaste getal. So, dan plus ons. 0 plus 0 is 5. Dit is 0. 6 plus 8 is 14. 2 plus 3 is 3, maar moenie vergeet van die 1 nie. So dis 4 en ons 1, daar is jou antwoord. So maklik soos dit. In die toets gaan jy 2 punte kry. 1 vir jou bewerking en 1 van die regte antwoord. Nou kom ons kyk na deel. 3 gaan in 7 in, hoeveel keer? 3, 6, 2 keer. Hoeveel bly oor? Dat ek net dit bietjie kleiner maak. Hoeveel bly dan oor? 6 by 7, 1 bly oor. So ons skryf hom weer. 1 bly oor. Hoeveel keer gaan 3 en 12 in? 3, 6, 9, 12. 4 keer. Hoeveel keer gaan 3 en 3 in? 1 keer. Daar is ons antwoord. 241. Dis hoeveel keer 3 in 723 kan gaan. Kom ons kyk na 9. Hy is lekker maklik. 4 gaan in 4 in, 1 keer. 4 gaan in 8 in, 2 keer. 4 gaan in 6 in, 1 keer. Maar dan bly daar oor, hoeveel bly oor? 2. So dan sê ons, res 2. En daar is ons antwoord. 121 res 2. So maklik soos dit. Kom ons kyk na veelvoude, faktore en 'n bietjie ekstra inligting oor vorm. So die veelvoude beteken ons vele, dis vele meer, so ons weet dis ons maaltafels. So wat sal die veelvoude van 5 wees? 5, 10, 15, 20 ensovoort. So veelvoude beteken net vele meer van 5. Nou, faktore. Faktore is die getalletjies wat in 'n getal kan deel sonder dat daar iets oorbly. So wat kan 10 indeel? 1, 2, wat nog 3, nee, nog iets oorbly, 4, nog iets oorbly, 5 kan dit nog indeel, maar 5, 10. Al hierdie getalletjies deel gelyk in hom in, daar gaan niks oorbly nie. En dan natuurlik 10 homself. 1 en 10 is altyd 'n faktor van die getal wat ons wil weet. Nou kom ons kyk net van hierna. Die afmetings van 2D en 3D. 2D vorms, byvoorbeeld 'n driehoek, hy het net 'n lengte en 'n wyte, né? Ons kan nie verby hom sien, ons kan nie agter hom sien nie, hy is plat. 'n 3D het 'n lengte, 'n wyte en 'n hoogte. So, verskoon my lelike kiebus. Maar, sien, hy het 'n wyte, 'n lengte en 'n hoogte, né?
Dit is soos wat ek nou hierdie kyk. Hierdie is 'n 3D vorm, want hy het 'n hoogte, 'n lengte en 'n wyte. Meetkundige patrone. So by ons eerste figuur, ons eerste een, hoeveel is daar? 3. By ons tweede een is daar 4. En by ons derde een is daar 1, 2, 3, 4, 5. So wat het ons op? Wat gebeur met die patroon? Daar word, kom ons kyk, 3 tot 4 en 4 tot 5 verskil ons 1. So ons kan sien dat elke keer by die volgende getal word daar 'n 1 bygeplus. By ons volgende patroontjie word daar 1 bygeplus. So ons weet ons reël is plus 1. Nou, as ek nou vir julle hier sê, dis 18. Wat is ons boonste, wat is ons figuurgetal? Wat is ons patroongetal wat dan nou bo gaan wees? Wat is sy waarde? Dan, wat ons doen? Ons doen die teenoorgestelde. So ons minus 1. So wat minus 1? Nee? 18 minus 1 is wat? 17. Nee? 17. So daar is ons antwoord. Want 17 dan met ons reël gaan wees 18. 17 plus 1 gaan vir ons 18 gee. So dit help ons, as ons nou die boonste een wil kry, doen ons met die teenoorgestelde. As hier so maal 2 was, dan het ons gesê gedeel deur 2. So maklik stop. So, lengte. Woe! Ek weet dit lyk rof, maar moenie worry nie. Al wat dit is, as ons van millimeter na centimeter gaan, minus ons 'n 0. As ons van centimeter na meter toe gaan, minus ons 2 nulle, want kyk, daar is 100 centimeter in 'n meter. As ons van meter na kilometer toe gaan, minus ons 3 nulle, dan kyk hoeveel meter is aan 'n kilometer? 1000, so dat is 3 nulle. As ons van die kant af te gaan, dan plus ons kilometer na meter, plus ons 3 nulle, want daar is 1000 meter in 'n kilometer. As ons meter na centimeter te gaan, plus ons 2 nulle, want ons 100 centimeter in 'n meter. En as ons na centimeter na millimeter te gaan, plus ons net 'n 0. So kom ons toets dit gou. Kom ons toets dit. 10 millimeter is hoeveel centimeter? So kom ons kyk wat, as ons na millimeter na centimeter toe wil gaan, dan minus ons 'n 0. So, dan is dit 1 centimeter. Nou, as ons centimeter na millimeter wil verander, wat doen ons? Wat sê ons reël? Ons plus 'n 0. So 10 centimeter sal dan wees 100 millimeter. Kom ons kyk, ons wil van centimeter na meter toe gaan, wat sê ons reël? Minus 2 nulle. So kom ons trek hom af. So 100 centimeter is 1 meter. Nou sê dit weer, ons wil van meter na kilometer toe gaan. So ons moet van meter na kilometer toe gaan. So, ons gaan nou weer van meter na centimeter toe gaan. So ons plus 2 nulle. So 1, 0, 0. 100 centimeter is 1 meter. Kom ons kyk nou weer. Ek het 1000 meter en ek wil hom na kilometer toe verander. So, ons trek 3 nulle af. Dis wat ons reël sê. So, daar is ons antwoord. 1 kilometer. En as ons van kilometer na meter toe wil gaan, dan plus ons 3 nulle. So, 1 plus 3 nulle is 1000 meter. Dit weet lyk rof, maar sodra jy dit leer, as jy in jou kop het, as ek van centimeter na meter toe gaan, minus ek 2 nulle, of as ek na centimeter na millimeter toe gaan, plus met 'n 0, dan kan jy enige tyd van jou verskillende eenhede toe gaan. En daar is hy. Sterkte vir julle toets, ek weet julle kan dit doen.